Lord Jesus, thank you for creating me in your image. Thank you that in you I lack absolutely nothing. Thank you that according to your word, I'm fearfully and wonderfully made. Thank you for choosing me for such a time as this, so that your glory and presence can be manifested in and through my life right now. Thank you, Holy Spirit, that I know I am never alone because you live in me, and because of who you are, King Jesus, I will never walk in defeat. I've been set free from all lies of the enemy, and I will not die before my time, but I will live to declare the glory of the Lord in this lifetime and in this land. Today I choose life because I choose truth. Jesus Christ is my truth. As a daughter of destiny, I will step up and step out in faith into the great plan God has for me. I have the DNA of my Heavenly Father. That is why everywhere I go, godly change is made through the power of the Holy Spirit and the living Word of God, which is on the inside of me. This gospel of Jesus Christ will be ministered through me as long as I have breath. It was for this purpose I was born. I declare my life is purposeful. My dreams are God's desire for my life, and my hope is charged with faith. As a daughter of promise, I will run my race with endurance. I will cry on my knees. I will battle through in prayer, and I will rise up in victory on my feet. Because Jesus Christ is the lifter of my head. Amen. Goeiedag en welkom terug by Step Up. Ek is Chantel White en het is lekker om weer saam met jou te wees. Mense, ons is nou in Februarie. Groot of nie, gaan jou 'n update gee oor die maande, want ons is alweer in die tweede maand van die jaar en die Here is vir ons goed. Ek het laasweek gepraat oor die woord en die gees, maar ek glo dit is die boodskap vir die jaar, veral vir ons bediening. The Spirit and the Word, Ephesians chapter 6. En ek glo ook dat hierdie jaar is dit die jaar van swaard, wat die woord is binne in ons, so we know that. Maar ons is as 'n gemeente is ons in 'n seisoen van die dorsvloer. En dit is baie significant, want die dorsvloer het ons deur mekaar mense, ons is deur mekaar in 'n goeie sens, deur mekaar dat ons het nooit gebesef die grootheid van die dorsvloer nie. Ons het nooit besef die grootheid van wat die Here besig is om te doen nie. En die dorsvloer is, omdat ek preek meer as 'n jaar nou, net oor die 4 boeke van Rit 1, 2, 3 en 4, is ons by hoofstuk 3, ons is 'n jaar later en ons is by hoofstuk 3 in die geestesrelm. En waar Naomi vir Rit sê, gaan na die dorsvloer toe en wag vir Boas daar, basies. So sy wag vir Boas daar en hy vra vir haar, wie is lê by my voete, en sê, maar is ek Rit jou diensmaagd. Maar die instruksie wat Naomi vir Rit gee is, gaan bad jou, trek salf jou en trek jou aan en gaan na die dorsvloer toe. Wag vir hom daar en die Here praat met ons op hierdie stadium van die krag van die dorsvloer en ook net hoe belangrik die dorsvloer is en hoe die dorsvloer 'n mens verander. Die dorsvloer in die Engelse woord is threshing floor. Dit is eintlik 'n baie mooi woord, the threshing floor. En hoe die dorsvloer jou gebed verander, hoe die dorsvloer jou lewe verander, hoe die dorsvloer jou omstandighede verander en hoe die dorsvloer jou hele gebedslewe, jou hele I almost want to say your level of authority verander, because it really does. Ons sien dat Rit was 'n Moabitiese meisietjie wat getroud is met Naomi se seun Malin. En hoe het hulle gesterf het, maar hoe sy gekom het saam met Naomi na Bethlehem toe. En sy het nie regtig 'n lewe gehad, wil ek amper sê, wat wow was sy, want sy het nie lewe gehad wat wow was sy. Sy was 'n doodgewone dame in Moabite, as 'n Moabitiese meisie met Orpa. Sy was iemand gekies het om nie saam met Orpa terug te draai, en sy het gebly by Naomi en sy het Bethlehem toe gekom en die Here het haar lewe drasties verander. Ons verstaan dat sy moes weggestap het van 'n paar goed af, want God was besig om haar lewe te verander. So hier verstaan ons nou dat die Here
draai 'n mens se lewe wanneer 'n mens 'n drastiese besluit maak vir hom. Sy maak 'n drastiese besluit want sy stap weg van haar familie af, sy stap weg van haar land af, sy stap weg van wat sy af weet, sy stap weg van enige iets af en sy sê ek moet nou kom by 'n plek waar ek God wil leer ken. Sy maak 'n statement aan Naomi en sy sê jou land word my land, jou mense word my mense, waar jy gaan ek en jou God word my God. Daai statement net daar praat van bekering, sy kom tot bekering basies. Maar sy kom tot bekering, maar nou moet sy in hierdie bekering inloop, sy moet nou na hierdie God toe stap van Israel. So sy moet deur 'n proses gaan en die was en die anoint en die aantrek is deel van die proses terwyl sy op die landerye van Bethlehem ploeg, sy tel 'n oes op wat sy nie eendag voorgesaai het nie, maar sy tel 'n oes op wat sy stap agter die reapers van Boas, maar God wys aan haar genade, God is aan haar genadig en God is aan haar, ek dink, my genadig in ways wat ons nie eens kan verstaan nie, en dit is eintlik ons verstaan nie hoe groot God se goedheid teenoor ons lewe is nie. En sy kry instruksie dat sy moet na die dorsvloer toe gaan, maar wanneer ek kyk na die dorsvloer se omstandighede, dan kyk ek na 'n draaipunt in Rut se lewe wat die koers van haar destiny verander. Sy moet Naomi het van gesê, gaan na die dorsvloer toe, bly stil, moet niks sê nie, totdat hy met jou gaan praat nie. Maar Rut kom daar en Rut kan nie haar mond hou nie. Toe Boas vir haar vra op die dorsvloer, wie is hy, wie is by my voete? Toe sê, dis ek Rut, jou diensmaagd. En sy sê vir hom iets wat op je oor nie goed is nie. Want as jy dit nou net gaan hoor in die vlees, en ek het al baie keer gesê, maar hierdie keer is dit soveel dieper. Sy sê vir hom, dis ek jou diensmaagd Rut. Remember, sy was op die landerye vandag gewees, vandag saam met die diensmaagd, saam met die meisies op die veld. Nou lê sy op die dorsvloer by sy voete en sy sê vir hom, dit is wat sy vir hom sê, sy sê vir hom, wil jy nie sit, spread your hem over me. Nou in Afrikaans is dit amper, as ek dit op my eie woorde kan vertel, sit jou presjol oor my, sit jou talit oor my, sit jou, my mens, iets roer binne 'n mens, jong, sit oor my, beskerming van Israel, dis eintlik wat sy sê, sit, legitimize me in Israel, make me honorable in Israel. Jy so mense, as ek het sê, dat draai my, mag ek sê hulle, want die diepte van het is net, en wat sy eintlik vir hom vra is, trou met my. Dis eintlik wat sy vir hom vra. Sy sê vir hom, legitimize me within the nation of Israel. Sy sê vir hom, maak my 'n Israeliet. Dis eintlik wat sy vir hom sê. En sy het nie stil gebly, soos Naomi van gesê het nie. Die hele pad langs het sy toe hoofstuk 2 en toe hoofstuk 3 het sy vir Naomi she obeyed the instruction. Maar toe sy op die dorsvloer kom, het sy nie meer die instruksie gevolg nie. Sy was bold, sy was courageous, sy was out there, she put herself out there, en het is so sy, my mens, sy is totally different, en sy sê goeters buite haarself, sy praat in die toekoms, en sy praat letterlik in die bloedlyn van Jesus, en van sy maak die move, sy is die een wat die move maak, en het is amazing, because in die tyd moet sy nie die goed sê nie, sy moet nie die goed sê nie, sy moet stil wees, sy moet kalm wees, sy moet nie praat van, wil jy die hem, maar sy praat het, en het is asof die dorsvloer 'n ding in Rut in unlock, en dis waartoe ek kom, die dorsvloer, en dit is wat die Heilige Gees met ons oor praat, die dorsvloer unlock a boldness, a courageousness in Rut in wat sy haarself nie ken nie. Onthou, sy is die Israeliet, sy is 'n Moabite, maar sy raak die dorsvloer, en die dorsvloer het 'n taal wat echo in die toekoms in. Die dorsvloer het 'n vibration, die dorsvloer is 'n altaar van gebed wat verby haar tyd gaan, wat sy haarself nie kan verstaan nie. So sy praat 'n ritme, sy praat 'n taal, sy praat iets wat sy haarself nie eens verstaan, die magnitude
magnitude van wat sy sê nie, want wat sy nou sê, strek duisende jare, 1500 jaar voor haar uit, want nou praat sy die taal van Israel, nou praat sy die taal van die Allerhoogste, because binne in haar verander iets, binne in haar, change die Here goed binne in haar. Here, mense, dis diep. En sy praat met Boaz, en die Bybel sê, en Boaz sê, daar's 'n closer relative as ek, maar ek gaan negotiate die land wat jy het, en ek gaan praat namens Naomi en jou, dat ek die land in julle kan terugkoop, so dat die hele negotiation, so die storie is bitter dieper, as wat jy net lees, hier is een blaai, het 'n biljoen blaaie in, if you get what I'm saying, een lyn in rit, het soveel, het echo deur die ages, dit echo deur die jare wat kom, en dit is soveel dieper, as wat jy net lees, en sy sit op die dorsvloer, en haar taal verander, haar vroulikheid verander, haar menswees verander, en sy praat, mense, jy moet op die dorsvloer kom, die dorsvloer is 'n plek waar ons bid, ons is op die dorsvloer, nou huidiglik, ons is op 'n plek, ek praat dan van die bediening waar ek is, ons is by 'n plek waar ons terwyl, ons is by 'n plek waar ons namens ons familie praat, ons is op 'n plek waar ons in ons huwelike praat, ons praat nie in ons huwelike as huweliksmense nie, as 'n man en 'n vrou wat getroud is, miskien nog 15 jaar of 30 jaar, nee, ek praat nie van daai nie, ons praat, dit is een aspek, maar dan het ons ook die single aspek, ek is vandag single, dan is 'n klomp ander single mense, so in die kerk in, so ons praat nou al in ons huwelike in, because the authority that comes in the threshing floor is soveel dieper, dat, jy praat met jou kinders, jy praat met generation wat gaan kom, because dit is wat Rut gedoen het, toe sy sê, spread your hem over me, praat sy in 'n lewe in, wat sy nie eens kan aan dink nie, sy praat in 'n gunslewe in, sy praat in 'n legitimized, as a woman being legitimized into Israel, sy praat in plekke in haar lewe, wat sy nog nie eens verstaan nie, so wanneer ons op die dorsvloer is, die Here het vir my gesê, duidelik, dit so daglig, hy sê, dan amplify ek jou stem, dan enlarge ek jou stem, dan verbreed ek jou stem, because dan praat jy uit my hart uit, jy praat uit my uit, wow, jy praat uit my uit, op die dorsvloer, so ek en jy, wanneer ons op die dorsvloer bid, hier is die eerste wat jy moet verstaan is, jy bid nie jou wil nie, jy bid nie wat ek wil hê nie, ek gaan nou sê, Chantel wil sê, Here, ek wil 'n blou kar, Here, ek wil 'n wit huis, Here, ek wil 'n groen skoen hê, ek wil 'n blou rok hê, dit is wat ek wil hê, maar wanneer jy die dorsvloer slat, my mens, dan vra jy nie meer jou wil nie, dan sê Here, laat u wil geskied, in my lewe, soos wat in die hemel is, en wanneer u wil geskied, help my om met die proses te gaan, help my Here om te verstaan, wat u besig om te doen, help my om nie te fight, wat u vir my, en weet ek, wat kan ek jou een ding sê vandag, die dorsvloer maak jou ore oop, die dorsvloer gee jou 'n dieper gees van onderskeiding, die dorsvloer maak jou sensitief vir die woord en die stem van die Here, die dorsvloer breek leid van gebed oor jou. Die dorsvloer breek jou menswees met dierbare. Hy breek jou menswees, want dit is nou 'n altaar gesprek, en 'n altaar verander ons. So, hierdie dorsvloer is baie dieper as wat ek en jy, so ek wil vandag vir ons as familie sê, wat vandag ingeskakel op kruis kyk, ons almal bid, my mens, ons almal kan bid, of jy nou die Onse Vader bid, wat in die eerste plek wat ons moet bid, of jy bid 'n gewone gebed van 5 minute, dit maak nie saak wat jy doen nie, die bottom line van die matter is, jy moet bid in die eerste plek, maar dan is daar 'n dorsvloer gebed. 'n dorsvloer gebed is iets wat jou strek in die toekoms in. 'n dorsvloer gebed is waar jy die hart van God praat. 'n dorsvloer gebed is wat jy vra groter as jy, groter en verder as wat jou menswees kan dink. My mens, jy vra God goeders wat die hart is van God. Jy jouself sal nie eens verstaan wat jy van God vra nie. When you eat the threshing floor, it moves things in the realm of the spirit. Oh, Jesus. As jy kyk jare daarna,
Dawid is die kleinseun van Rut, dat hy koop 'n dorsvloer terug. Hy koop 'n dorsvloer en hy bou 'n altaar en hy praat met God. Ons op die tyd van die dorsvloer, waar ons, hierdie seisoen my mens, hierdie seisoen, moet jy na die Here toe gaan. Jy moet met die Here praat oor dit wat jou teleurgestel het, oor dit wat jy voel, Here, maar u hoor dan nie van my nie. Miskien, die Here hoor jy, maar miskien dwel jy op 'n punt wat al klaar geantwoord is, en jy moet vorentoe beweeg na iets toe wat die Here wil hê jy moet oorbid. Nou bid jy oor een spesifieke ding en dink die Here wil jou nie antwoord nie. Nie my mens, moet nie short-sighted wees nie. Begin bid oor jou lewe, begin bid oor jou kinders, begin bid oor jou kleinkinders. Ja, maar ek het nog getel, die begin bid oor jou man, begin bid oor jou vrou, begin bid oor julle huis, begin structure jou huis in gebed in. Sê vir die Here, hoe wil jy jou man hê, of hoe jy hom wil hê, maar weet jy wat, daai gebed op die dorsvloer gaan nie eens wees wat jy wil hê nie. Dit gaan wees wat God wil hê. Want weet jy wat, ons bid nog in ons vleeslikheid, maar wanneer jy die dorsvloer slaat, my dierbare, kom ek sê vir jou, dan bid jy 'n ander gebed. Ek sal altyd vir die kerk sê, Auntie Lissy was van Newtville, sy het gesterwe al. Ek het 'n bediening gehad in Newtville. En as ek by Auntie Lissy gekom het, Auntie Lissy gesê, Lissy op haar rug. Hulle Auntie Lissy op haar rug, as Auntie Lissy, 'n pastoor, was oor whites, vanmôre sal jy moet vir my anders bid. Maar mense, wanneer sy dit gesê het, dan hoor ek iets anders. Dan weet ek, Auntie Lissy, dan weer hektiek weer gehad met die kinders. Dan lees sy, sy sê, Alopa Trans, sy sê, Pastor Chantel, Pastor Whites, vandag sal jy moet vir my anders bid. En as jy dit sê, dan weet ek, ek moet anders bid van Auntie Lissy. En ek het anders gebid van Auntie Lissy. Maar weet jy wat het Auntie Lissy gedoen? Auntie Lissy het iets uit my uitgetrek. Ramasiande, Lebrosiande. Sy het iets uit my Jesus, ek kry 'n gevoel. As hy dit vir my gesê het, dat ek anders gebid. Want sy het iets uit my uitgetrek. Ja. Sy het iets uit my uitgetrek wat anders was. En as ek van die Lissy gebid het, dan het die Here geantwoord. En, ja, daar is 'n plek in die Here wat 'n mens moet anders bid. Die dorsvloer is 'n ander taal. Die dorsvloer is 'n ander taal. Die dorsvloer praat 'n ander taal. En ek dink tot op hierdie oomblik toe, het ons nie, die dorsvloer is 'n lê posisie in die teenwoordigheid van die Here. Ek het nie verstaan van die begin van Desember af, middel Desember, lê ek op my rug. Ek het nie verstaan nie, maar die dorsvloer het 'n taal van sy eie. Die dorsvloer het 'n posisie van sy eie. Die dorsvloer het 'n klank van homself. Die dorsvloer het 'n gebed van homself. En ek besef dat ons het nog nie gebid op die dorsvloer nie. En hierdie gebed wat die Here nou uit ons uittrek, is iets verby ons verstand, is iets verby ons jare, is iets verby ons tyd, is iets verby jou mens wees, is iets verby jou desire, is iets verby jou begeertes, is iets verby jou understanding, is iets verby jou jare, is iets verby jou, want jy bid verby jou jare. En ek sê vir die kerk laasweek, ek sê vir hulle, of 'n paar weke terug, op die dorsvloer praat jy in jou generation af. Jy en ek het die mag en die krag om generational vloeke te verbreek. Ons het die mag en die krag, want dit is wat die Here binne ons sit, deur die krag van die Heilige Gees, nie ek en jou krag nie, ons het nie krag nie, maar die krag en die salwing van die Heilige Gees, breek die vloeke, breek die negatiewe identiteit in my in, dit breek my oupa se vloek binne in my, dit breek my ouma se vloek binne in my, die dorsvloer, laat my sien goeters, wat ek nie kan sien nie, en dis wat ek vandag met julle wil praat. Weet jy wat is al wat ek wil sê? Ek het 'n klomp goed wat ek wil sê, maar ek voel dit is waar die ding vir my is vandag. En ek wil hê ons moet bid. Ek wil hê ons moet, ek gaan 'n gebed doen, en dit is al wat ek wil doen vandag op Kruiskyk. Ek wil vir julle gebed doen, dat ons moet 'n begeerte hê vir die dorsvloer. Ons moet 'n begeerte moet binne in jou kom vir 'n ander gebed, if you get what I'm saying. Ek moet 'n ander gebed bid. So Vader, vanmiddag in die naam van Jesus, ek bid vandag, Here, dat ons as u kinders sal 'n begeerte kry
vir 'n dorsvloer gebed, 'n rit dorsvloer uitroep, 'n rit dorsvloer destiny gebed, 'n gebed, Here, wat voor my uitstrek. Laat my bid, Here, in areas en in situasies in my lewe, in my toekoms, in my huwelik, in my kinders, in my kleinkinders, in my agterkleinkinders, Here, wat ek myself nie weet nie, maar wat uit die hart uit van God kom. Ek bid vandag, Here, dat ek bid in my man se lewe, dat hy 'n man sal wees soos Joshua, wat sê, ek in my huis, ons sal die Here dien. 'n man wat 'n besluit maak vir my en my kinders, 'n man wat 'n besluit maak vir my en my toekoms, 'n man wat gebed in die binnekant van hom het. Ek bid vandag, Here, dat 'n man soos Dawid, 'n man after God's own heart, ek bid my God, dat my kinders U sal dien. Ek bid dat uit my uit sal gekweek word 'n bloedlyn van bidders. Woe! Ek bid, Here, dat ek sal wakker word in die nag en my man se toekoms sal bid, Here, dat hy word wie hy moet wees in die koninkryk, and that he will become the priest, the prophet and the king over his house and over me. I pray, God, that we will serve You together. I pray that if those who are married, that You will come into the fullness of Your marriage, in die naam van die Here. Ek bid dat ons kinders U sal dien. Ek bid dat ons kinders, Here, nie die wêreld sal aanbid nie, maar die Here sal aanbid. Ek bid dat ons sal kom in die volheid van ons roeping. Ek bid ons sal kom, Here, in die volheid van die krag van God se opstanding. Ek bid, Here, dat ons sal lewe in die goedheid van God se genade en in die grootheid van God se genade vir U naams ontwil. Gee ons 'n dorsvloer lê, 'n dorsvloer gebed, 'n dorsvloer uitroep, 'n dorsvloer boldness, 'n dorsvloer courageousness, my God, wat rit geleef het. Ek bid vanmiddag, Here, dat U ons sal aanraak met die vuurkrag van die Heilige Gees, Here, dat ons jare voor ons uit sal bid en jare wat verkeerd was in ons bloedlyn, that we will be the people that changes the trajectory of our bloodline. Ek bid vandag, Here, dat U ons lot sal verander, want die woord van God sê, toe die Here die lot van Sion verander, was ons mense wat gedroom het. Ek bid, Here, dat dit wees, dat ons kom in jare in, wat het lyk ons droom, dat U ons gebed sal change, verander ons gebed, laat ons bid soos Jesus ons geleer het, laat U wil geskied in ons lewe, so wat dit in die hemel is, net so wat Jesus gebid het, Here, terwyl sy sweet in bloed verander het, nie my wil nie, maar laat U wil geskied, en Here, my God, wanneer U wil geskied, dan verander U ons lot, dan verander U omstandighede, dan verander U dinge, Here, U bring dinge in perspektief, U maak die pad gelyk, Here, U bring die laagtes op, en U bring die heuwels en die berge, maak U laag, want U is God, my Here. Ek bid vandag, dat ons 'n begeerte sal hê om te bid, gee ons 'n liefde vir gebed, gee ons 'n liefde vir die woord, Here, laat ons uitroep na U toe, Here, van geld doen wat geld kan doen, education can do what education can do, maar gebed beweeg die hand van God. Ek bid, Here, dat ons 'n generation word, wat bidders is, dat ons land Suid-Afrika word, 'n land van gebed, my God, van bo af reg af, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek bid, Here, dat gebed sal terugkom in ons skole, gebed sal terugkom, Here, in die tronke, gebed sal terugkom in education, gebed sal terugkom in die hospitale, dat ons land verander kan word, Here, want is al wat ons gaan verander, is gebed deur die woord. Ons moet die woord bid. We've got to pull the sword in the spirit, dat ons nooit vergeet, dis die salwing van die Heilige Gees, wat die juk breek nie, my God, ek bid, dat U ons sal aanraak, raak kruiskyk aan, raak ons aan, Here, raak vir Pastor Clemens en Pastor Stefanie aan, Here, wat 'n groot werk doen in ons land en reg oor die wêreld, deur hierdie kanaal. Ek bid, Here, that kruiskyk will extend the boundaries of the gospel today, in the name of Jesus, that they will have places and areas, my God, that the gospel has never been preached on. I pray that today, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, I pray the blessing of the Lord, that maketh rich and adds no sorrow, over this platform, in the name of Jesus, dat mense tot bekering kom, dat siele gered sal word, Here, in die naam van Jesus, dat jong mense tot bekering kom, dat worshipers regop kom, Here, dat bidders opstaan, dat apostels opstaan, dat profete, ware profete opstaan, dat evangeliste opstaan, dat pastore opstaan, dat teachers van die woord opstaan, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, Here, raak ons aan, Here, breek vanmiddag die bande van Satan, en maak ons vry, my God, maak ons vry van die aanvalle, van die bose, breek vandag, Here, generasie
die vloeke oor ons lewens, oor ons kinders se lewens, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, rig op, Here, raise a generation of worshipers that will worship you in spirit and in truth. Help ons, Here, om U te dien in erns in hierdie seisoen van ons lewe, in hierdie tyd van ons lewe. Ek bid dit vandag, Here, seën ons land, seën ons. Red ons president, Here, en sê aan ander een aan, Here. Red ons, Here. Change the trajectory of this nation. Verander ons omstandighede, Here, in die naam van Jesus. Mense, ons moet bid. In die naam van die Here. Mag die Here julle seën. Mag die Here julle bewaar. May the grace of the Lord be upon you. Mag die genade van die Here Jesus, wat ryk maak, die soet en troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, met elkeen van ons sê en bly, elkeen van ons, wat die koms van die Here verwag. Sê amen. Hallelujah. Same place, same time next week. God bless you. God bless you.